Goeiemôre. Ons is by ons tieners en ons jong mense beweeg nou uit. Hulle gaan nou saam gesels. Dis ons graad 7's, 8's, 9's wat dan nou uitbeweeg en tyd saam spandeer. Ons is by week 2 van ons Back to the Future reeks, waar ons bietjie vorentoe en agtertoe op dieselfde tyd kyk. En Matthys het hom laasweek vir ons so lekker afgeskop, maar ek wil gou vir jou vra, neem gou so 'n oomblik, doen gou hierdie gedagte saam met my. As jy 10 jaar terug kon gaan nou, kom ons sê jy het 'n time machine of sorts gehad, of jy kon 'n briefie skryf en in 'n pos besit, hoe ook al jy time travel in jou kop nou probeer verstaan, jy kan vir 10 jaar terug jou 'n boodskap stuur. Né? Jy kan enige inligting, maybe 'n brief of 'n WhatsApp of ietsie vir daardie persoon stuur. Wat sal jy sê? Vat gou so 'n oomblik, dink gou 'n bietjie, wat sal jy daar vir daai persoon sê? Dalk gaan jy vir hulle iets sê soos luister, dit raak beter, byt vas. Nee, hierdie oomblik gaan verbygaan, hou moed van waar jy nou is. Dalk gaan jy vir jouself sê, doen daai kursus. Nee, daai ding wat jy uitstel, wat jy weet jy moet, doen hom. Kry hierdie dinge agter mekaar. Dalk gaan jy vir jouself sê, moenie daai werk neem nie. Nee? Of dalk gaan jy vir jouself sê, moenie van daai werk afgaan nie. Dalk gaan jy vir jouself sê, jy weet daai persoon, met wie jy nie genoeg tyd nou spandeer nie, spandeer 'n bietjie meer tyd met daai persoon. As jy moet 10 jaar terug van jouself kon gepraat het, is dit dalk interessant wat jy kon sê, maar terugskouing, jy weet, hindsight, is 'n baie lekker ding. As jy kan terugdink, dan kan jy mos maklik sê hoe iets moes gewees het, 'n tydjie terug, maar as jy in die situasie is dit moeilik. As jy dalk kyk na jouself, dalk sal jy sê, luister, ek moes dalk in die afgelope 10 jaar bietjie meer geoefen het, né? Ek moes dalk in die afgelope 10 jaar bietjie gesonder geëet het. As jy kyk na waar jy is, jy sal dalk sê, luister, in die afgelope 10 jaar moes ek dalk bietjie vroeër opgestaan het. Ek moes dalk bietjie meer tyd met my vrou en my kinders spandeer het. Ek moes dalk meer werk in my huwelik ingesit het. Ek moes dalk meer tyd met my God spandeer het. 10 jaar terug, as jy kan terugkyk tot daar, so baie goed wat ek vir myself kan sê. Maar ons mis soms dat ons nou op die plek is waar 10 jaar van nou af Marius kan terugkyk en sê, jy het 'n klomp goed gemis. Jy's nou op daai plek waar 10 jaar van nou af jy kan terugkyk en sê, as jy net die goed toe begin het, as jy net toe begin het met hierdie goed, sou dit nou nie so 'n groot uitdaging gewees het nie. Om die kuns te leer, om nou veranderinge te maak, is een van die mees belangrikste dinge in die lewe. Ons gaan vandag kyk na 'n paar karakters uit die Bybel, en hoe hulle voorbereiding, hoe die vaardigheid dat hulle vir 10 jaar, soos wat ons nou gesels het, vir 'n tydperk hulle self kon voorberei, gehelp het vir hulle toe daar 'n probleemtyd was. Die eerste persoon na wie ons dan vandag gaan kyk is Dawid. Dawid het mos nou later koning geraak, en ons almal ken Dawid se verhaal, en hier in 1 Samuel 17 is Dawid dan nou na die veld toe. Hy gaan ons nou vir sy broers dan kos neem, en dan is daar 'n groot man daar, sy naam is Goliat, en iemand moet ons nou vir Goliat beklei. Dit is waar ons hier in die storie inval. Saul sê, Dawid moenie die ding doen nie, Dawid staan voor hom en dit sê, en Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed tog nie ter wille van hom sink nie. U dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Dawid sal hierdie ou aanvat. Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun en hy is 'n krygsman van sy jeug af. Daarop sê Dawid aan Saul, u dienaar het vir sy vader die klein vee opgepas, en as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk klein vee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, dan gryp ek hom aan sy baard en ek verslaan hom en ek maak hom dood. U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Dawid het so 'n indrukwekkende storie eintlik in hoe hy hom so aanpak. Ek bedoel, imagine gou daai storie waar jy sê jy kan nie hierdie ou beklei nie, hy is te groot. En dan begin hy sê, luister, ek was 'n skaapwagter. Dis wie ek was, né? En dan as daar 'n leeu en 'n beer kom
en hy vat een van die skapies, dan sit ek hom agter, dan gaan vat ek daai skaap uit sy bek uit, en as hy na my toe draai, gryp ek hom aan die baard, slat ek vir hom dood, né? Dis 'n indrukwekkende storie om te kan vertel. Ek gee nie om wie jy is nie, of waarvan af jy kom nie, as jy iemand ken wat dit gedoen het, dis so indrukwekkend. Hy sit hom so neer, maar dan, dit is nie wat vir hom bekwaam maak om dit te kan doen nie. Dis nie wat dit is nie, want hy gaan dan aan, verder sê Dawid, want die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en die beer. Die optrede is nie die ding wat vir hom geregverdig het, dat hy hierdie Goliat kan aanvat nie. Wat vir hom sê hy kan vir Goliat aanvat, is toe hy voorheen iets groot moes aangevat het, was daar 'n God saam met hom gewees. Wat in daardie omstandighede hom bygestaan het. Daarom nou dat daar weer iets groot en moeilik voor hom is, nou kan hy kyk na die ding, en hy kan sê, yes, maar my God was by my, so hy gaan by my wees, maak nie saak hoe hierdie ding voor my lyk nie. Sien, Dawid het op daardie oomblik nie opgestaan nie. Dawid het nie braaf geraak in daai oomblik nie, hy het geval tot die vlak van waar sy voorbereiding was. Hy het geval tot waar sy vertroue in God vas was. Hy het nie nodig gehad om in die probleemtyd op te staan nie, want die fondasie was klaar gelê van wie en wat hy was. Die slagveld het nie sy geloof kom skep nie, nee, dit het bloot gewys wat sy geloof daar klaar was. Ongelukkig baie van ons wag vir daardie slagveld oomblikke om ons geloof te bou, om te wys hoe braaf of hoe sterk ons is. Maar dan het ons niks om op terug te val nie. Dan het ons niks om op terug te val nie. As ons kyk na Dawid en Saul hierso, die kontras van die twee leiers langs mekaar. Dawid is hierso, en hy het voorberei vir hierdie stryd nog lank voordat hy geweet het hierdie stryd gaan daar wees. En langsaam staan Saul en hy's paniekerig, want hier staan 'n stryd voor hom wat hy onseker is oor. Dis nie die eerste dag wat Goliat uitdaag nie. Hy's onseker oor die omstandighede, daarom is daar nog nie 'n man wat gaan verslaan het nie. En jy het die kontras van hierdie twee mense teenoor mekaar. En dit gaan alles net oor voorbereiding. Dit gaan als oor, en ek is seker as Saul met homself 10 jaar terug daar kon gepraat het hy gesê, eendag gaan daar 'n man Goliat wees wat jy gaan moet aanvat. En jy het nodig om jouself nou voor te berei, want 10 jaar van nou af gaan jy voor jou Goliat staan, en dan moet jy reg wees. Maar ons het nie altyd die geleentheid nie, ons het nooit die kans om met 10 jaar terug self te kan praat nie. Maar ons het 'n God wat besig is om ons voor te berei vir die tyd wanneer ons daar gaan kom. Hierdie voorbereiding, ongelukkig, gebeur altyd eerste in afsondering. Nog lank voordat jy in 'n kompetisie gaan deelneem, nog lank voordat jy hierdie vaardighede dalk gaan gebruik, is daar 'n tyd van voorbereiding wat in afsondering gebeur. Enige ou wat goed en gesond is daar 'n tyd wat hy vroeg opstaan of laat wakker is en oefen en na sy liggaam kyk, al sien mense nie. Enige student wat goed presteer in die skool, is daar 'n tyd van opoffering, vroegoggende, laataande, tye wat opgeoffer moet word, sodat hierdie persoon kan bereik wat bereik moet word. Vir elkeen van ons, wat wil bereik wat bereik moet word, gaan daar 'n tyd van afsondering wees waarin ons moet werk. En onthou, die voorbereiding vir hierdie beteken nie dat ons presies gaan weet hoe om die omstandighede op te los nie. Dit beteken in daai tyd het ek al gesien dat 'n God saam met my kan wees. Nou, dink gou hier aan, Dawid se verhaal, Dawid wat 'n beer of 'n leeu aan die baard gryp, berei dit hom voor vir die geveg aan Goliat. Hy het nie vir Goliat aan die baard gegryp nie, né? So dit was nie sy voorbereiding, hy was nie 'n baardgryp koning gewees nie, dit was nie sy voorbereiding nie, maar oor dat God saam met hom deur dit was hy voorberei gewees. So baie keer in ons voorbereidingstydperk is God besig om vir ons die tools te gee, die toerusting te gee om die probleme te kan oplos, maar ook die kennis te gee. Dat hy saam met ons in en deur alle omstandighede wil, sal en kan wees. Maak nie saak hoe dit vir my lyk, of hoe onseker ek dalk voel nie. Is daar 'n God wat my voorberei en saam met my wil stap? Bietjie vroeër in 1 Samuel lees ons die verhaal van Saul, en die Filistyne is besig om die land in te vaar.
En hulle is besig om groepies mense bymekaar te kan kry. Saul sit daar met 'n groep mense en die Filistyne is besig om nader te beweeg aan hom. Ons lees verder daar 1 Samuel 13 daarvan vers 8 af. En dit sê, en hy, dit is nou Saul, het 7 dae lank gewag. Tot die tyd wat Samuel bepaal het. So Samuel is nou op pad na hom toe, hy het vir Saul gesê, wag, ek kom na jou toe. Maar toe Samuel nie na Gilgat kom nie, en die manskappe van hom af verstrooid raak, het Saul gesê, bring na my die brandoffer en die dankoffer, en hy het die brandoffer dan geoffer. So, voordat hulle in 'n groot geveg ingegaan het hulle hierdie offers bymekaar gebring, en hulle het gebrand vir ingeval daar iets gebeur met die manskappe, dat hulle sondes dan vergeef sal wees. So hierdie was so 'n weermagsvoorbereiding. Wat dit eintlik was, is Saul wat sê, ek het God by my nodig. Ek weet dit. So hierdie is wat ons doen om God by ons manskappe te hê. So kom ek doen dit, sodat hierdie God by my kan wees om hierdie Filistyne te verslaan. Maar as koning mag hy nie die offers gebrand het nie. Daar was geestelike leiers in die baie duidelike struktuur van vroeë Israel wat hierdie moes gedoen het. En in 'n oomblik van paniek en onsekerheid sê hy, ek het 'n God by my nodig en ek sal enigiets doen om hom by my te kry. Ons lees vers 10 verder. En toe hy net gereed was om die brandoffer te bring, kom Samuel met eens daaraan en Saul het uitgegaan hom tegemoet en hom te groet. Daarop vra Samuel, wat het jy gedoen? En Saul sê, ek het gesien die manskappe verstrooid raak van my af. Toe u nie kom nie, op die afgesproke tyd nie, terwyl die Filistyne in Migmas bymekaar gekom het. Samuel sê, Saul, wat het jy gedoen? Hy sê, nee, daar was 3 ander redes, ek het gesien nie, die mans is nie besig om by my te fokus nie, en Samuel, jy was nie hier nie, en in die Filistyne kom alles nader aan mekaar, toe doen ek hierdie ding. Het ek gesê, nou sal die Filistyne na my toe aftrek in Gilgat, en ek het die aangesig van die Here nie om genade gesmeek nie. Daarom het ek myself sterk gehou, en ek het die brandoffer gebring. Toe sê Samuel vir Saul, jy het dwaas gehandel. Jy het die gebod van die Here jou God wat hy jou beveel het, nie gehou nie, want anders sou die Here jou koningskap oor Israel vergoed bevestig het. Jy het nie gedoen dit wat jy moes doen nie. Toe jy in 'n probleemtydperk kom, toe gryp jy na enigiets wat vir jou hoop kan bring en jy neem dit in jou eie hande. Dis eintlik hoog ironies dat hy kies om in sy eie hande te neem die ding wat God naby hom moet bring. Nie in die hande van die mense wie dit moet wees nie. Nie in die hande van die profete wat dit moes gedoen het. Die vers 12 wil ek net gou weer lees. Hy het gesê, nou sal die Filistyne na my toe aftrek in Gilgat, en ek het die aangesig van die Here nie om genade gesmeek nie. Daarom het ek myself sterk gehou en die brandoffer gebring. Ek dink baie keer sit ons op 'n plek waar ek voel ek myself moet sterk hou, oor dat my voorbereiding nie daar is dat ek op my God kan staatmaak nie. Ek het nodig om nou op te staan en sterk te wees vir die mense rondom my, want daar's nie eintlik 'n fondasie wat hierdie ding by mekaar doen nie. As die probleem kom, dan gryp ek na enige iets wat my gaan hoop bring. En wat eintlik daar kom is vrees klim in ons lewe in, oor hoe gaan hierdie ding werk, en ek gryp na enige iets wat vir my kan help. Sien, dis maklik om in tye van krisis groot verandering te bring. As jy in 'n uitdagende krisistyd is, kan jy maklik verandering in jou lewe bring. As jy dink jy sit in 'n dokters spreekkamer en daar word gepraat oor jou gesondheid en jou toekoms saam met jou familie, is dit baie makliker om 'n dieet anders te benader, as wat jy net vandag besluit van môre af eet ek gesond. Né? As daar 'n krisis oomblik is en sê, luister, jou lewe kan nie aangaan soos wat hy doen nie, dan maak ons makliker verskil. As jou huwelik op die rotse is, dan is dit maklik om daai verandering in my manier van dink en optree teenoor my vrou te begin neem. Maar as ek oplet, hier goeders gaan net nie meer soos dit moet, dit gebeur nie meer soos wat dit moet gaan nie. Ek let iets op hierso in my huwelik, maar ek doen nog nie eintlik iets daarin nie. Dis asof daai krisis oomblikke soms vir ons nodig is. As jy in die hospitaal gelê het, oomblikke van dood af, en jy twyfel oor jou geloof, dan kom jy anders terug van so 'n oomblik af.
As jy al iemand ontmoet het wat 'n naby aan dood ervaring gehad het. Daardie mense kom anders terug. Want krisis het 'n manier om ons te verander. Maar ons word genooi, nog lank voor krisis, om verandering in ons lewe te maak, sodat ons reg kan wees. Sodat ons fondasie reg gelê kan word. As ons kyk na Dawid en Saul, die enigste verskil tussen hierdie twee was eintlik hulle voorbereiding. Hulle was albei op pad na koningskap toe, né? So waantoe hulle op pad was, die lyn waantoe hulle op pad was in hulle lewe was nie anders gewees nie. Dawid en Saul gaan konings word, gaan heersers word. Dalk hulle verlede was anders, maar jy kan nie sê, hierdie ou gaan baie bereik, so sy voorbereiding moet anders lyk nie. Nee. Hulle is op pad na dieselfde plek toe. Daar's mos nou sekere gesegdes wat in Engels en Afrikaans net so bietjie anders slaan. En daar's 'n Engelse gesegde wat ek vir jou wil lees. En dit sê, he did not know what was coming, but he knew what he was becoming. Hy het nie geweet presies wat kom nie, maar hy het geweet wat die God besig is om in sy hart lewendig te maak. Nou ek hou nie net van Engelse goed sê nie, so ek het gaan soek vir 'n Afrikaanse een, wat vir my eender sê, en Afrikaans sou ek sê, hy het nie geweet wat voor lê in hierdie stryd, maar hy het gegroei in sy gehoorsaamheid. Taalkundig is ek bewus, daar moet nog 'n nie na stryd eintlik wees, so vir die taalpuriste vra ek om verskoning vir hom, maar hy rym net beter so. En dit is belangrik om iets rym vir hom, om lekker ons nou vas te slaan. Dit is belangrik vir ons om in ons gehoorsaamheid te kan groei. Om vir die Here in tye wat dit dalk nog nie voel asof hierdie ding agter mekaar moet wees nie, dat ons dan al kan groei, sodat eendag wanneer ons in ons Goliat oomblik is, dat ons nie dan verandering moet bring nie. Dawid het nie begin om met sy slingervel te oefen toe hy vir Goliat sien nie. Inteendeel, as ons kyk na Dawid se storie, nog voordat hy by die reus gekom het, was daar 'n beer. Voor die beer was daar 'n leeu. Heel moontlik as jy oplees oor die skaapwagters van die tyd, voor leeu's en beere was daar jakkalsies wat hy sou moes geverg het. En voordat hy 'n jakkals kon veg, het hy teen met sy slingervel geoefen teen 'n boom of 'n pot of 'n oop veld. Elke keer voor daar 'n uitdagende oomblik was daar 'n tydperk van voorbereiding gewees. 'n Tydperk wat hom gereed gemaak het. Ek is seker die eerste keer, toe hy klaar 'n beer geveg het, toe sê hy, "Jesus Here, dit was groter as wat ek ooit gedink het ek sal doen. Ek het 'n beer geveg. Dankie dat U saam met my was." Ek is seker, toe hy die beer klaar geveg het, het hy nie daar in die veld gestaan en gesê, "Jesus Here, nou is ek reg vir 'n reus." Nee, ons dink nie so nie. Ons dink nie aan die grootste, moeilikste uitdaging wat op pad is nie. Maar ons mis ook soms die voorbereiding wat God besig is om te doen in elkeen van ons lewens. Ek wil vir jou vra, dat jy nie mis die tydperk hierso in die weiveld wat God jou voorberei vir die Goliat tydperk op jou slagveld wat op pad is nie. 'n Tydperk wat ons dalk langs kollegas in moeilike oomblikke gaan sit, of familielede, waar daar druk gaan wees meer as wat ons nou dink ons kan hanteer. Ons het nodig om nou ons voorbereiding te doen vir ons slagveld oomblikke. Jesus maak dit aan ons duidelik. In Lukas 6, vers 47 tot 49 lees hy, "Elkeen wat na my toe kom en na my woord luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is." Vers 48 sê hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingeslaan en die fondament op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. In kinderkerk leer ons mos hierdie liedjie. Die wyse man bou sy huis op die rots, né? Want wanneer die oomblik van reën kom, het ons nodig dat die fondasie kan vas staan. Jesus kom maak aan elkeen van ons bekend, dat wanneer ons die ding nog bou, moenie net vinnig dit probeer verbykry nie, moenie jou fondasie net so neersit nie. Sit hom neer op 'n manier dat wanneer die stormwater kom, jy kan reg staan. Soos Dawid, dat jy nie sal sê, weet jy, ek het al 'n beer geveg, so ek kan en 'n leeu geveg, ek kan 'n reus veg nie. Nee, dat jy kan sê, selfs in my uitdaging wat verby was my God teenwoordig.
So ek weet in die Goliat oomblik wat ek ingaan, sal my God by my wees. Oomblikke terug, klomp oomblikke terug, vroeër in jou lewe het jy dalk gestaan op 'n plek en gesê, "Eers, dit gaan goed hier." Jy kon dalk nie indink die uitdaging waar jy jouself nou vind nie. Ek nooi jou om net 10 jaar van nou af te sê, as ek maar net het. As ek maar net beter voorberei het, sou dit nou beter gegaan het. As ek maar net beter, as ek maar net meer, as ek meer tyd met hierdie persoon spandeer het, as ek meer by my vrou en my kinders was, as ek beter na my gesondheid gekyk het, as ek meer tyd met my God sou spandeer het, sou ek gereed gewees het vir hierdie oomblik. Hierdie is een van daai weiveld oomblikke waar jy genooi word om anders jouself skerp te maak. Vriende, ek nooi jou. Moenie wag vir 'n krisis om te verander nie. Moenie wag vir die uitdaging voordat jy begin oefen nie. Jy weet nie wat se Goliat oomblik voor jou is nie. Ons het nodig om getrou te wees, selfs in eenvoudige oomblikke, sodat ons in alle tye en in alle omstandighede ons God goed kan verteenwoordig. En weet jy hoekom is dit so belangrik? Mishu Day. Ons is mense wat die Mishu Day van ons God leef. Ek sê ek's iemand wat die missie van my God leef oral waar ek gaan, in alles wat ek doen, ek kan nie onvoorbereid daar opdaag nie. Ek kan nie sê, "Jesus Here, ek wil u missie uitleef nie, maar doen dit net bietjie want ek is nog nie reg vir daai ding nie." As ek sê, as Mishu Day is ek bereid om te gaan en te spreek en te doen dit wat my God van my verwag, wat ook al my God sê, dan kan ek sekerlik nie bang wees vir my Goliat oomblik, omdat ek onvoorbereid is nie. Ek wil jou nooi om gou jou oë toe te maak, net daar waar jy is. En 'n oomblik net te neem. Sou jy so gemaklik wees, en vir die Here te sê, "Here, lei my, in alle oomblikke, in alle gesprekke, om voorbereid te wees vir dit wat u van weet wat kom, al weet ek nog nie. Here, berei my voor. Hou my getrou. Help my om hard te werk. Sodat wanneer daai oomblik kom, dat ek kan sê, maak nie saak die ding hier voor my nie. Ek weet die God wat langs my is. Ek weet die God wat saam met my is, wat saam met my gaan veg deur hierdie ding. Ek hoef nie staat te maak op my eie vaardighede nie, al het my God dit al geskep. Ek maak staat op die God wat nog altyd voorsien het. Here, dankie vir die voorreg om vanoggend hier te wees. Here, dankie vir elkeen van ons, wat dalk in 'n slagveld oomblik is, of dalk in 'n weiveld oomblik is. Here, as ons sit in 'n weiveld oomblik, bid ek dat u ons goed sal voorberei vir ons Goliat. Here, dat u vir ons sal wys dat u saam met ons hier is, dat u saam met ons wandel, dat u saam met ons voorberei. Here, as ons dalk nou by 'n slagveld oomblik is, Here, help ons dat ons aan u teenwoordigheid kan vashou. Here, help ons dat ons kan weet u is saam met ons in en deur alle omstandighede. Here, mag ons nooit vashou aan ons eie vaardighede nie, maar mag alles wat ons ontwikkel uit u hand uitkom, sodat ons reg kan wees om te doen dit wat u van ons verwag. Here, seën elke persoon hierso. Seën almal van ons hier in Mishu Day. En Here, mag ons woorde, mag ons optrede, mense lei nader aan u. Mag ek altyd die missie van my God uitleef. En ons almal sê saam, Amen.